Ek vertrou dat u die woord van die Here geniet het, tot dusver soveel as wat ek dit geniet het. Wil jy met vanaand weer jou Bybel saam met my oopmaak, by die Evangelie volgens Markus hoofstuk 9. Die Evangelie volgens Markus hoofstuk 9. En as jy kan, staan saam met my terwyl ons die woord van die Here gaan lees. Ek sê weer, nie uit respek uit vir my nie, maar uit respek vir die woord van die Here. Markus 9 vers 14. Ek glo is 'n baie bekende gedeelte by u. Die seun wat maansiek was. En toe hy by die disippels kom, sien hy 'n groot menigte om hulle en skrifgeleerdes wat met hulle rede twis. En dadelik toe die hele skare hom sien, was hulle baie verbaas en het na hom gehardloop en hom gegroet. Daarop vra hy die skrifgeleerdes, waarom rede twis julle met hulle? En een uit die skare antwoord en sê, Meester, ek het my seun wat 'n stomme gees het, na u gebring. En waar hy hom ook aangryp, skeer hy hom, en hy kry skuim in die mond, en hy kners met sy tande en word styf. En ek het die disippels gevra om hom uit te dryf, en hulle kon nie. Toe antwoord hy hom en sê, O ongelowige geslag, hoe lank sal ek by julle wees? Hoe lank sal ek julle verdra? Bring hom na my toe. En hulle bring hom na hom toe, en toe hy hom sien, dat die gees hom dadelik stuiptrekkings kry, en hy val op die grond neer, en rol rond met skuim in die mond. Daarop vra hy sy vader, hoe lank is dit al dat dit hom oorgekom het? En hy sê van sy kindsdae af. En dikwels het hy homself in die vuur en in die water gegooi om hom dood te maak. Maar as u iets kan doen, ontferm u oor ons en help ons. En Jesus sê vir hom, wat dit betref, as jy kan glo, alle dinge is moontlik vir die een wat glo. En dadelik roep die vader van die kind met trane uit en sê, ek glo, Here, kom my ongeloof te hulp. En toe Jesus sien dat die skare by mekaar stom en die onreine gees bestraf en vir hom gesê, jou stom en dowe gees, ek gebied jou, gaan uit hom uit en kom nooit weer in hom nie. En nadat hy geskreeu en hom baie stuiptrekkings laat kry het hy uitgegaan en die seun het soos 'n dooie geword, sodat baie gesê het, hy is dood. Maar Jesus het hom by die hand gegryp en hom opgerig en hy het opgestaan. En toe hy in die huis kom, vra sy disippels hom afsonderlik, waarom kon ons hom nie uitdryf nie? En hy sê vir hulle, hierdie geslag kan deur niks anders uitgaan as deur gebed en vas nie. Jy kan die sitplekke inneem. Moet asseblief nie jou Bybel toemaak nie. Ons skrifgedeelte is Markus hoofstuk 9 vers 24. En dadelik roep die vader van die kind met trane in sy oë en sê, ek glo, Here, kom my ongeloof te hulp. Ek glo, Here, kom my ongeloof te hulp. En ek wil vanaand met jou en my praat oor geloof vir 'n wonderwerk. Faith for a miracle. Ek gaan dit dalk later weer in die boodskap herhaal, maar laat my toe om reg hier in die begin vir u te sê, God
nie beweeg deur my en jou trane nie, en God word nie beweeg deur jou en my behoefte nie. Ja, amen. Daar's net een ding in jou en in my lewe wat God in aksie bring, en dis jou geloof. Amen. Dis my geloof. Nou voordat jy dalk nou na die diens na my toe kom, soos wat ek nou gehad het in Bosmansburg, en vir my Hizkia se storie kom wys, gaan lees Hizkia se storie mooi. God sê vir Hizkia, ek het jou trane gesien en jou gebed verhoor. God was nooit in Hizkia se lewe beweeg deur die trane wat hy gestort het. Die psalmdigter verwys na trane. Hy sê, my trane is vir u so kosbaar dat u dit in 'n bottel opvang. Ja. Maar jy moet vir my vanaand hoor. Jy kan huil tot die Nylrivier, okay, is die Oranje rivier, in vloed kom. Ja. Dit gaan God nie in beweging bring. Amen. En dit maak nie saak hoe groot die behoefte is wat ek en jy het nie. God beweeg nie op grond van dit. God beweeg op grond van geloof. Amen. So daarom is dit belangrik dat ek en jy as kind van God sal verstaan. Die belangrike bestanddeel in jou en my verhouding met God, om uit sy hand uit te ontvang waarvoor ons hom vertrou, is geloof. Ja, Is geloof. Amen. En weet jy, ek weet eerlik nie waarvoor jy die Here vertrou nie. En ek weet ook nie hoe lank jy die Here al vertrou vir dit waarvoor jy hom vertrou nie. Maar ek wil jou vanaand kom aanmoedig, ongeag dit waarvoor jy God vertrou ooreenkomstig sy wil. Amen. En ongeag hoe lank jy hom al vir dit vertrou, moet nie opgee op jou wonderwerk nie. Want die oomblik as ek en jy opgee op ons wonderwerk, dan het ons eintlik opgegee op God. En ons het gesê, God, jy kan nie. Dis hoekom ek maar opgegee het om u te vertrou vir dit. In Lukas 18 vertel die Here Jesus die verhaal aan sy disippels van 'n weduwee. Dis vir my baie interessant, miskien het u dit al gesien of agtergekom of opgelet, miskien het u nie. Maar hoeveel keer die Here ons geestelike lesse leer uit die lewe van 'n weduwee. Ja, dis goed. Amen. Nie een uit die lewe van 'n weduwee nie. In 1 Konings hoofstuk 17 is dit Elia en 'n weduwee. In 2 Konings hoofstuk 4 is dit Elisa en 'n weduwee. In Lukas 18 is dit Jesus en 'n weduwee. In Lukas 21 vers 1 tot 4 is dit Jesus en 'n weduwee. En hy vertel hierdie gelykenis aan sy disippels dat hulle moet volhard en nie moedeloos word nie. Amen. Amen. Jy sien, ons leef in an instant society. Ou Jackson Franklin van Amerika het 'n mooi manier hoe hy dit stel. Hy sê, en ek het dit ook nou maar aangeleer, hy sê, we live in a microwave society while we serving a crockpot God. Ja. Ons is 'n mikrogolf gemeenskap terwyl God partykeer is soos 'n slowcooker. Hy beweeg nie in jou en in my raamwerk van tyd nie. Amen. En omdat God nie in my en in jou raamwerk van tyd beweeg nie, is ons geneig om baie gemoedeloos te word. As jy nie wil sê amen,
kan jy maar sê einde, en as jy nie wil sê einde nie, wat moet jy doen? Skryf in die raai koppies. So ongeag waarvoor jy God vertrou, dien ooreenkomstig sy wil. Dit waarvoor jy hom vertrou, moet in lyn met sy wil wees. Hy gaan nie vir jou die buurman se vrou gee nie. Amen. Ja. Ongeag waarvoor jy God vertrou, ongeag hoe lank jy God vertrou, moenie opgee op die wonderwerk nie. Want die oomblik wanneer jy opgee op die wonderwerk, het jy opgegee op God. Ek gaan vanaand met jou baie deursigtig wees omtrent my eie lewe en my familie, omdat ek glo die Heilige Gees wil hê dat dit met jou deel. My jongste seun is van 16-jarige ouderdom 'n dwelmverslaafde. En ek kan nie vir jou sê deur hoeveel rehabilitasiesentrums ek hom het al gestuur het en die smeer en wat ek alles probeer het en toe hoor ek eendag Juanita Du Plessis sing 'n lied en in hierdie lied sê sy ek lê jou aan Jesus se voete neer. Amen. En ek vat Stefan in die geestesdimensie en ek sê Here, ek gee hom vir U. Van hierdie oomblik af is hy nie meer my probleem nie, hy is die probleem. Amen. Amen. En tot vandag toe is Stefan 'n swerwer in Suid-Afrika. Ek weet nie wanneer nie. Ek weet nie hoe nie. Maar een ding weet ek verseker dat daar sal 'n dag kom waar hierdie wonderwerk van bevryding in Stefan se lewe sal plaasvind en hy sal in oorwinning staan om aan God die eer te gee, mense. Amen. Ons almal wil graag bekend staan as mense van geloof. Ja, dis so. Ons almal wil graag glo. Ons is mense wat 'n onwrikbare vertroue in die vermoë van God het. Weet jy, die disippels wou dit ook glo. Die disippels wou glo dat hulle is manne van geloof. Hulle wou glo dat hulle is manne wat 'n onwrikbare vertroue in God se vermoë het dat God alles kan doen. Totdat hulle gekonfronteer word met 'n situasie, met 'n berg wat nie wou beweeg op hulle instruksie. Ja, dis so. Jy weet God skryf nie berge nie. Ja. Gewag vir Christus my vraag. As God dan nie die berg skryf nie, wie skryf hom? Die een wat met hom praat. Kan jy onthou toe die Here Jesus die vyeboom vervloek het? Kan jy onthou? En toe ons dan terugkom, toe sien ou Petrus die boom is verdroog. En met verbasing roep hy en sê, Here, kyk dit wat jy gister van die boom gesê het, wraggies gebeur. Het die boom gevrek. En wat sê die Here Jesus vir hom? Hy sê, ons Bybel sê, en die Here Jesus sê, dat jy moet geloof in God hê. Dis 'n verkeerde vertaling. Jy moet na die oorspronklike Grieks toe gaan. En die oorspronklike Grieks sê, have ye the faith of God. En as jy dan met die berg praat, dan sal die berg, jy vir die berg sê, werp jou nie. Onthou daai berg, is nie die koppies wat ons sien nie. Dis situasies, dis omstandighede waarin ons bevind. Hierdie disipels staan hier voor 'n berg. Hier's 'n maansieke kind
demonies besete kind. Ja. En hulle praat met hierdie berg sê ons gaan nêrens heen. Ja. En daar word hulle gekonfronteer met die realiteit van die maat van ongeloof in hulle lewe. En net so moet ek en jy partykeer voor 'n berg staan en ons herhaal ons soos 'n ou vasgehakte 7 single wat gekrap was en ken jy 7 singles? Ja, ek ken. Hy het ons gekrap, hak op dieselfde plek vas. Moenie, dan met jou aanskuif dan. Okay, ek gaan nou, jy weet. En jy's soos 'n vasgehakte plaat en jy praat met die berg en jy praat met die berg en jy praat met die berg en al wat die berg vir jou sê, man, jy's soos 'n vasgehakte 7 single, hy gaan nêrens heen. En dis op daardie oomblik wat ek en jy gekonfronteer word met die werklikheid van ons eie maat van ongeloof. Jy sien, hierdie pa bring hierdie maansieke kind duiwelbesete na wie toe? Na Jesus toe. Hy sê vir die Here Jesus, ek het hom na U toe gebring, maar Jesus was nie daar nie. Jesus het in die situasie ingeloop. Hallo, is dit ek jou Bybel sê? Dit hoe jy die Bybel verstaan. Nou sê hy, maar ek het hom na jou disippels toe gebring. Maar hulle kon niks aan dit doen nie. Weet u kinders van die Here, tot watter mate is ek en jy verantwoordelik vir die ongeloof van die wêreld in die vermoë van Jesus? Ons is die ambassadeurs van die koninkryk van God hier op aarde. Dis in en deur jou en my wie die Here Jesus bely wat die krag van God moet vloei en gemanifesteer word. Maar nou sien die wêreld nie meer wonderwerke nie. Hulle sien nie meer tekens nie. Hulle sien nie meer kragtige. Hulle hoor ons praat van hierdie goed. Maar hulle sien dit nie. En omdat hulle dit nie sien nie, begin hulle self te twyfel in die vermoë van die Here Jesus. Hy sê, ek het hom na jou disippels toe gebring. Maar hulle kon niks doen nie. Nou hoor nou die twyfel in hierdie pa se stem toe hy met Jesus praat. Hoor nou mooi, na vers 22. Kom ons lees vers 21. Daarom vra hy sy vader, hoe lank is dit al dat dit hom oorgekom het? En hy sê van sy kindsdae. En dit was het hy homself selfs in die vuur en in die water gegooi om hom dood te maak. Maar as u iets kan doen, Twyfel. ontferm u oor ons. Wie was die oorsaak van sy twyfel in die vermoë van Jesus? Die disippels. Ek het hom na jou disippels toe gebring. Hulle wat sê hulle is navolgers van jou. Hulle wie sê hulle is imitators van jou. Hulle wie sê hulle lewe is gerig volgens die voorbeeld wat jy vir hulle gegee het. Maar hulle kon niks omtrent dit doen nie. Nou as hulle wie jou bely niks omtrent dit kon doen nie, is ek nie so seker of jy iets kan doen. Dis hoekom die woordjie maar. Kinders van die Here, mag God ons help om te verstaan die ontsaglike verantwoordelikheid wat ek en jy op in ons lewe het aangaande Jesus. Jy weet, baie van ons, nadat ons harte en ons lewe vir die Here gegee, alwaarvoor jy leef is om hemel toe te gaan. Ons wil net hemel toe. Ons wil net hemel toe. Dit laat my dink aan hierdie ou oomie. Elke Sondag het die pastoor geleentheid vir getuienis. Jy sien dan sê die oomie, staan hy op, weet hy begin 'n getuig oor hoe lief hy vir die Here is. En hoe graag wil hy hemel toe gaan, dan klap die gemeente aan. Volgende Sondag
gee die pastoor weegelend, soos koppig, dan spring ek om jou op. Jy weet ek sê soos wat Paulus sê, vir my is die lewe Christus, en die sterwe is wins, broers en susters in die Here, ek kan nie wag om hemel toe te gaan. En toe een Vrydag aand toe besluit die jong mense, kom ons sien hoe graag wil hy hemel toe. En dan kom daar by sy woonstel en dan klop aan die deur. En hy sit daar binnekant. Hy roep van binnekant af, ek maak die deur oop nie. Wie's daar? Die jong man sê, ek's die engel van die dood. Ek het jou kom haal om jou na Jesus toe te vat. Hy sê, vat my vrou, sy siek, los my, vat my vrou. Jy weet wat jy is ons so desperaat verbimmel, dat wanneer die oomblik kom, dan sê ons, nee, die verkeerde adres, gaan die adres. Hallo? Maar ek en jy moet vanaand as kind van God besef, ons is nie gered om hemel toe te gaan. Dank God, eendag sal ons gaan. Amen. Jy weet, dit is soos wanneer iemand vir jou 'n koek gebak het en hulle gaan hom versier met cherries. Waar sit hulle die grootste cherry? Hulle sit nie op die kant nie. Nie as jy wil jy raai, ja, ek wil met, dan moet jy eers al hierdie koek eet soet. Hallo? En dis presies hemel. Dis soos die cherry in die middel, maar voordat jy by daai cherry kom, is daar baie koek wat jy moet eet, bedoelende, daar's 'n lewe wat ek en jy as kind van God hier moet leef, op aarde as ambassadeurs van die koninkryk van God, en in en deur jou en my lewe, moet hierdie boek manifesteer, mense. En as dit nie manifesteer nie, dan is ons aanspreeklik tot 'n groot mate vir die ongeloof en die twyfel wat die wêreld het in die vermoë van Jesus Christus. En die wêreld sê, maar as jy iets kan doen, maar as jy iets kan doen. Ons is nie so seker, Here, of jy enigiets anders kan doen, want jou disippels kon dit nie doen. Maar as jy iets kan doen, ontferm U oor ons. En die Here Jesus reageer met hierdie woorde en sê vir hom, wat dit betref, as jy kan glo, sommige dinge is moontlik vir die een wat kan glo. Dis wat die Bybel sê, jy sien jy moet volg wat ek lees. Het julle gesê ek is so streper nie? Jesus sê alle dinge. Wat het ek vanmôre vir u gesê, die woordjie nooit behoort aan wie? Aan God. So God sê, nooit sal ek jou begewe, en nooit sal ek jou verlaat nie. En nou kom Jesus en hy sê, alle dinge is moontlik. Jy moet net genoeg huil. Geloof. Jy moet net genoeg geld gee. Nee. Jy moet net genoeg vas. Ag, ek wens ek het nog 'n dag gehad dat ek met jou kon preek oor wat ek kan van die kruis lewe. Nee. U sien, ons as kinders van die Here, ons probeer, ons weet, ons verstaan alle dinge. Wat beteken alle? Dit maak nie saak waar ek in die wêreld gaan nie, of dit nou in Amerika is, of dit in Suid-Afrika is, waar. Alles beteken alles, waar ek ook al mag gaan. En terwyl ons dit weet, probeer ons van ons kant af sekere dinge doen, en met respek gesê, om die arm van God te draai, om dit wat ons nodig het uit sy hand uit te ontvang. Dis hoekom mense, veral in Amerika, maar dit begin al hoe meer in Suid-Afrika ook kos, wat so maklik kan val vir die leuen. As jy
hy soveel geld saai, Ja, is so. Ja. so op die einde van die dag, die prediker sê vir jou, jy kan nie 'n wonderwerk van God koop nie. Ja, amen. Maar as jy soveel saai, of ons besluit, weet jy wat? Ek wil hierdie wonderwerk uit die hand van God ontvang. Ek gaan nou 21 dae vas. En hier by die 3de dag maak jou vrou lekker kos daar in die kombuis. Sy het geen genade nie. En sy maak seker dat die reuk so deurkom na jou toe. Maar jy's op 21 dae vas, want jy wil iets van God hê wat binne sy wil is, en al wat hy vir jou sê is, luister, om dit te kan ontvang, moet jy net glo. Ja. Amen. Jy moet jou geloof, dis jou geloof wat die manifestasie van die wonderwerk. Amen. Kom ek jou 'n voorbeeld gee. Jy geweet die hele wêreld is reeds gered. Ja. Johannes 3:16. Die hele wêreld is reeds met God die Vader versoen deur die kruisdood van die Here Jesus. Gaan lees maar 2 Korintiërs 5 vers 17, 18, 19, 20, 21. Johannes 3, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat die wie in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe mag hê. Maar as die hele wêreld, so die wonderwerk van versoening klaar plaasgevind, maar vir my en vir jou en vir die volgende een, om die krag van daardie versoening te ervaar en dit te kan beleef, is wat nodig? Geloof. Geloof. Ek moet met my hart glo en ek moet met my mond die Here Jesus Christus bely. Dis wat Paulus ons skryf in Romeine hoofstuk 10. Amen. Of lees jou Bybel anders as myne. So ene genesing. Die Bybel sê dat deur die wonde van Jesus is jy genees. Dis verlede tyd. So genesing is reeds die wonderwerk van genesing. Maak sy wat is siek? Klaar betaal. Deur die wonde van Jesus. Maar om daardie wonderwerk te kan ontvang in die sin van dat die manifestasie plaasvind, wat is nodig? Geloof. 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 En dis ons probleem vandag. Jy sien, ons het ons hart en ons lewe vir die Here gegee. Ek sê 'n goeie kunstenaar, hoor. Hier is die kruis. Hier is die voorkant, agterkant. Hier is links, hier is regs. Watter kant van die kruis lewe jy? En dis die hartseer vandag. Jy sien, voordat jy jou hart en jou lewe vir die Here gegee het, deur jou gelowig tot God te bekeer het, deur Jesus Christus aan te neem, het jy aan die voorkant van die kruis gelewe. Jy het gekyk na 'n gekruisigde Here Jesus. Nou in plaas daarvan, nou dat jy wedergebore is, verby die gekruisigde Jesus beweeg na die agterkant van die kruis, sodat die volmaakte werk van Jesus Christus, die skaduwee van sy volmaakte werk op jou val, doen ons dit nie, en ons bly aan hierdie kant van die kruis, en dis hoekom ek dink ek met sekere goeders doen, om die wonderwerk te ontvang. So kom Jesus by, hy sê vir die paar ander dinge is moontlik. Hier is die vereiste. Jy moet glo. En hierdie geloof waarna die Here Jesus verwys, mense,
is nie iets wat tydelik van aard is nie. Amen. Die geloof waarna die Here Jesus, kom ek gaan vir jou tydelike geloof verduidelik. As ons nou vanaand klaar hier is, dan klim jy in jou voertuig en jy staar die engine. Die oomblik as jy die skakelaar aandraai en daai engine vat, het jy jou geloof in die vermoë van jou kar verklaar, anders sal jy nooit die staar. En jy glo, jou kar kan jou kry tot by die huis. As jy by die huis kom en jy skakel af, het jy nog steeds glo in die vermoë van die kar. Nee, jy het jou bestemming bereik. Ja. Dis tydelike geloof. Ja. Nog 'n voorbeeld is jy's dan nie hoë geboue hier in Oranje nie, maar jy gaan miskien stad toe en jy moet 'n dokter gaan sien op die 8ste vloer. Hoekom klim jy in die huisbak? Hoekom loop jy nie trappe nie? Belief my so met die leiers nie. Omdat jy glo in die vermoë van die huisbak. Anders as jy nie trappe geklim het. Nou klim jy in die huisbak en druk nommer 8. Kom op nommer 8, maak dit oop. Jy hoef nie verder te glo in die vermoë, jy het jou bestemming bereik. Dit is tydelike geloof, mense. Intellektueel, jy geloof waarvan hy verwys is ook nie intellektueel van aard nie. Intellektuele geloof is die Cremora advertensie. It's not inside, it's on top. Vir Christus vertel ek het 'n prediker gehad by my toe ek die pastoor was op Empangeni. Dis baie jare terug. Ek gaan nie sy naam sê nie, want net is sy familie. En ek het in Empangeni gemeente geleer van voorspoed. Wat is God se voorspoed? En hierdie ou kom bedien daar en die Sondagoggend preek hy voorspoed. En terwyl hy so oor voorspoed preek, nou kry ek so lekker in myself, want ek weet, you are preaching to the choir. Maar hy het so 'n paar mooi breinskoene. Hy kap hy breinskoene so baie verhoog. Hy sê, sien julle hierdie skoene? R800. Cash. Dis baie jaar. Hy skoene vandag kos ek 2 tot 4.000. Nou vra hy vir my, ek moet vir hom 'n diensreeks kom doen. Dis reg. Maar die Heilige Gees is so getrou. Hy begin my al vooraf te berei, maar nou kom ek daar. En die maandag vra ek sê vir hom, wanneer ons net 'n bietjie vat, ek ken nie die dorp nie, ek was nog nooit in. En terwyl ons so in die dorp is, nou draai hy na my toe. Ons is hier's 'n koffieshop. Hoor nou mooi, hy vra my, ek vra hom nie. Hy vra my, wil jy en jou vrou hier by die koffieshop ingaan en dan drink ons 'n koppie koffie en ons eet 'n stukkie koek. Ek sê, dis sal ek wees. Toe ons uitkom, toe sê hy vir my, ek het nou my laaste R50 op jou en jou vrou gespandeer. Ons kom terug by die pastoor, daai ou se vrou nie, is so in 'n verleentheid, sy hardloop kamer toe. Hy hardloop studeerkamer toe. Hier sit ek, ag kan ek dit nou maar sê, in goeie Afrikaans. Hier sit ek so spietsnot. Sy skoonpa bly ook daar. Sy skoonpa kom later en hy sê, moet dit asseblief die persoon invat. Ek besluit, jy gaan my so bang. Klop aan sy deur. Sy kan ek wel, ja, hier lê hy op die bank op sy studeerkamer. Daar lê. Ek sê, luister hierso. Toe jy by my kom bedien het jy voorspoed gepreek. Ek sê, nou moet jy dit leef. Jy kan nie iets preek wat jy nie leef nie. Jy sien, dis intellektuele kennis. Daar is baie skrif wat ons van mekaar kan aanhaal uit hierdie boek uit wat ons die Bybel noem, want ons leef dit nie. Dis Cremora geloof. Maar die geloof waarvan die Here Jesus praat, is die geloof van God, mense. Hebreërs 11 vers 6, ek het dit gisterand gesê, ek dink ek het dit Vrydag aand ook gesê. Sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Is daai vaste vertroue, onwankelbaar, onbeweegbaar in die vermoë van God dat hy dit kan doen wat hy gesê het hy kan doen.
Ag, julle opgewonde, dit stem my tot groot verheuging. Amen. En wat doen die pa? Die eerste ding, en ek het dit baie in my lewe al gehad, kom mense uit vir gebed, dan begin die trane te loop. Dan sê ek, hou op huil. Dis nie omdat ek onsensitief is nie. Ja. Die trane wat jy op hierdie oomblik stort, is nie trane van geloof, dis trane van wanhoop. Want is dan nou al so lank. Ja. Dis die eerste ding wat hierdie pa doen. Hy begin huil. En Jesus sê vir my, toe man. En Jesus sê vir jou, jy moet dit vanaand hoor. Amen. God sal ek sien jou trane Hizkia, Ja. maar jou trane beweeg my. Dis nie jou trane wat gemaak het dat ek besluit het om 15 jaar by jou lewe by te voeg nie. Ek het jou gebed verhoor. Jou gebed was deurdrenk met geloof. Amen. Ek het beweeg op jou geloof Hizkia. Yes. Amen. Ek word nie beweeg deur jou trane. Ek let op, ek sien jou trane. Dis vir my kosbaar. Amen. Maar dit is nie wat my beweeg nie. Amen. Dis nie wat meebring dat ek my koninkryk in krag in jou lewe manifesteer nie. Gaan ook nie oor jou behoefte nie. Amen. Maak nie saak hoe groot die behoefte is nie. Nou dank die Here, julle hier in Oranje, julle het nie behoeftes nie, net ons daar rondom dit. Nee. Maak nie saak wat die behoefte is. Ja. Is dit nou werk? Dalk het jy jou eie besigheid, 'n nuwe kontrak. Maak nie saak. Die enigste ding wat oorgaan in aksie, is ons geloof. Amen. Daar's niks anders. Amen. Thank you, Lord. Ek wil vir julle sê, daar's mense wat dae gespandeer het in gebed Ja. en nog steeds nie ontvang het. Ja. En ek kan nie vanaand vir jou die antwoord gee waarom sekere behoeftes die antwoord onmiddellik manifesteer. En waarom sommige van dit 'n tyd vat nie. Ek het nie vir jou die antwoord nie. God sê vir my en vir jou, my gedagtes is nie jou gedagtes nie. My wie is nie jou wie. So waarom sekere goeders onmiddellik manifesteer en waarom sê dankie Heilige Gees. Ek bedien in 'n dorpie met die naam van Clarksville in die staat Georgia. Nou vertel die pastoor my van hierdie vrou. Sy het wat is 'n aneurysm in Afrikaans? Dit is Anglisis aneurysme. Nee, Een of ander aneurysm hier na die sit 9 van haar in die brein gehad. Blaas. Sy sê beroerte. Nou kan sy nie loop sonder 'n loopraam en 2 mense met haar help en sy kan nie praat nie. Ek weet nie hoe Gail en haar oorlede man Ken daai tyd gekom het. Sondagoggend sy's nie in die diens nie. Sondag aand sy's nie in die diens nie. Maandag aand sy nie daar. Dinsdag aand, hier kom sy. So sy aankom, die weet ek dadelik wie dit is. En ek bedien oor geloof en die smeer. En ek is seker van daai gemeente, hoeveel van hulle het vir haar gebid. Ja. Dit het nie gemanifesteer nie. En ek begin vir mense te bid. Nou sit sy hier, so sy na man sit hier, so, maar ek ignoreer haar doelbewus. En ek begin in die gawes van genesing vloei. En hier bid ek vir mense met rugprobleme. En nou kan sy sien hoe die bene groei. Sy kan sien hoe die arms groei en uiteindelik stap ek na haar. Amen. En ek sê vir haar, ek sê jy moet verstaan. Ek kan jou nie genees in die sin, ek kan dit nie laat manifesteer nie, Yes. Amen. maar ek ken nie. Amen. Verstaan jy my? En sy kyk soos julle my kyk.
En ek sê vir hulle, ek gaan jou bedien met genesing, maar dan moet jy jou geloof aktiveer. Amen. Do you understand? Ja, man sê vir my, sy verstaan, sy kan dit nie praat nie. En ek doen dit, en ek kyk haar so in haar oë, en ek sê vir haar, now you must activate your faith, and you must start to talk. Ek kan nie namens jou praat nie. Amen. Sy kyk my so, must I start to talk? Amen. Dus sy haar geloof aktiveer te begin, sy te praat. Amen. En sy kyk bokant my kop en teen die muur was daar 'n skrifgedeelte. En sy lees die skrifgedeelte, en terwyl sy die skrifgedeelte so lees, toe gaan die genesende krag van die Here deur haar hele liggaam, en sy spring op. En sy begin te hardloop. En toe sy begin hardloop, toe begin haar man agter haar aan. Ek kan nie vir jou sê hoekom het die wonderwerk nie met iemand anders te geman. Ek het nie aan, ek is nie God nie. Maar al wat ek vir jou kan sê vanaand is, en dit is dat die Here Jesus sê, alle dinge is moontlik. Jy moet glo. Amen. Nou ons wil net soos die disippels, wil ons graag bekend staan as mense van geloof. Ja. Maar partykeer is die bewyse daar. Ja. Hoor hierdie pa se belydenis. Wat sê hy vir die Here? Ek glo, Here. Kom my ongeloof dan. Ja. So wat sê hy? Hy sê, Here, ek hoor hard en duidelik wat U vir my sê. Hierdie wonderwerk, hierdie bevryding en hierdie genesing van my kind hang nie van U af nie. Ja. Amen. Hang van my af. Yes. Is goed. God het klaar die werk gedoen Yes. aan die kruis. Amen. Alles klaar voor betaal. Die manifestasie van dit hang nie van God af nie. Ja. Hang van jou en my af. En hierdie pa sê vir jy, sê julle ek het 'n maat van geloof. Ek weet die bewyse was daar, anders sou hy nie so te gegaan het nie. Hy sê, Here, maar my ongeloof is meer as wat my geloof is. Kan jy onthou met Jairus se dogtertjie? Hoekom het Jesus die stom uitgejaag? Die ongeloof. Ja. Die ongeloof. Is goed. Want Jesus het geweet dat hy en sy disippels en Jairus se vrou, ons is in getal kleiner as hierdie groep, en hierdie groep se ongeloof is meer, en hierdie pa sê, ek het 'n maat van geloof, Here, Ja. maar my ongeloof is op hierdie stadium meer as my geloof. En dit mag wees dat die handelinge van die disippels se bydra daar, so Here, ek ontbreek op hierdie stadium die geloof wat nodig is vir hierdie wonderwerk. Ja. Amen. Thank you. Ons wil baie keer na hierdie goeders kyk asof God nie wil nie. Hallo, Is goed. asof God nie. En God sê, dis nie dat ek nie wil nie, ek het dit klaar gedoen. Ek het dit klaar gedoen. Die manifestasie van dit wat jy van my wil hê, wat ek klaar gedoen het deur my seun Jesus Christus, hang nie van my af nie. Hang van jou af, kan jy my glo? Ja. Amen. Jou geloof moet dit uit die geestesdimensie in die natuurlike inbring. Ja. En wanneer jy dit nie het nie, is dit 'n goeie ding om soos hierdie pa te sê, Here, ek het geloof, maar jou ongeloof is net te veel. Amen. En hoe het die Here Jesus hierdie pa se geloof volkome gemaak? As jy gaan lees in 1 Korintiërs 12 onder die gawes van die Heilige Gees, een van die gawes is geloof. Ja. En hierdie Vader erken en Jesus van die gawe van geloof, en hy maak sy geloof volkome, en dit waarvoor hy vertrou word gemanifesteer in die natuurlike.
sonder geloof onmoontlik om God te behaag. Ek sê weer, ons almal wil bekend staan as mense van geloof. Ons almal. Maar op die einde van die dag, die realiteit is, partykeer ontbreek ons aan daai geloof wat nodig is. En dan is die antwoord nie om, my naam is Great Man of, dankie julle, S.R. Price. Ek lees 'n boek van hom wat hy geskryf het oor genesing. Hy sê nou, hou hulle praat ons van rallies, hou hierdie rally. Hy sê, dan kom mense uit vir gebed. En vra hy vir waarvoor kan ek vir jou bid? Hy sê, Brother Price, I've got all the faith in the world. Ek het al die geloof in die wêreld. Dan vra hy, maar wat soek jy dan hier? Ja, amen. Ja. Jy sien, ons probeer baie keer mekaar beïndruk. En omdat ons mekaar probeer beïndruk, daarom ontbreek en ontneem ons onsself van die wonderwerke waarvoor ons God vertrou. Amen. Hierdie pa kon vas bly staan en sê, Here, ek glo. Here, ek glo. Here, ek glo. En wie weet ek, en miskien sou die Here Jesus dan te omgedraai, so kyk, jy dan glo, hoe gebeur niks. Ja. Hoekom is hier nie 'n manifestasie? Ja. En dis die rede hoekom daar vandag so min manifestasies van wonderstekens en kragtige dade binne ons onderlinge byeenkomste is en daar buitekant. Want ons wie sê ons glo nie werk. Amen. Waar? Kom ek vra jou, Amen. want ek sê vir jou, jy gaan my nie, hier sal seker ook mense in Orania, wat baie keer 'n wonderwerk nodig. Wat is daai plek se naam waar ons vandag gegaan het, waar ons die piesangs gekoop het? Knapsak. Jy was seker ook al daar met knapsak in, dan sien jy. Maar hierdie persoon lyk nie alright nie, hierdie persoon is 'n bietjie siek. En hy was toe gegaan en sê, kan ek vir jou bid? Ja. Nee, maar dit is in die openbaar, maar waar denk jy, Jesus sy wonderwerke? Ja, amen. Amen. In die openbaar. Sê hy dan is dit in Matteus 10, waar sy vers 32 en 33, hy sê, as jy jou skaam vir my, vir die mense, sal ek my skaam vir jou, vir my Vader en die engele, maar as jy jou nie skaam, sal ek my nie skaam. Amen. Ja, ek glo. Kom my ongeloofde, geloof vir 'n wonderwerk. God kan niks aan jou en my lewe doen, soos jy bereid is om te erken. Amen. Kom ek vra jou, ek wil afsluit. Thank you, Lord. God het Adam en Eva geskape. Noem my saam. Yes. Evolusie het hulle in die piek, hulle kom nie in die Big Bang. Nou, sondig Adam en Eva. Weet julle hoe oud is naaldwerk? Ja. 6000 jaar. Hulle het van Eden begin. Ja. Hulle het 5 blare aan mekaar gewerk. Ja. En hulle kruip weg en God kom en vra, waar is jy? Ek weet jy vra. 'n almagtige, 'n alwetende, 'n alomteenwoordige, onveranderlike God. Het hy nie geweet waar hy is? Amen. Hy het presies geweet. Ja. Maar ek wil hê jy moet God se genade in die saak sien. God gee Adam die geleentheid om te erken en te bely. Ja. Ek sal eendag vir jou die boodskap preek, waar is jy? God gee vir jou en my die geleentheid om te erken. Soos hierdie pa. Here, ek het geloof, maar kom my ongeloofde. Want totdat ek en jy nie
erken en bely, kan God niks doen. Ja, amen. Kan God niks doen. Ja. Geloof vir 'n wonderwerk. So ons kan bly voorgee, Ja. ons het geloof. Ja. En dank die Here as jy dit het. Of jy kan vanaand sê, Here, soos hierdie pa, kom ek in die kerk en ek het 'n maat van geloof. Ja. Maar Here, jy moet my help met my ongeloof. Amen. Want dis my ongeloof wat die manifestasie van dit wat jy reeds gedoen het op die kruis, Here. Amen. Gaan nie oor hoeveel ek gebid het nie. Gaan nie oor hoeveel ek gevas het nie. Gaan nie oor hoeveel ek gehuil het nie. Amen. Kan ek en jy God vertrou? Kan ons werklik glo? Amen. Thank you, Lord. Amen. En amen. Elke hoof gebuig, elke oog gesluit. Halleluja. Halleluja. Ag, wil jy nie net so 'n bietjie alleen tyd daar waar jy sit met die Here spandeer? Miskien kan jy ook vanaand sê, kan ek ook vanaand sê, Here, ek het hom na die disippels toe gebring, maar hulle kon niks doen, Here. En as gevolg van dit, Here, twyfel ek selfs vanaand in die vermoë. Maar Here, ek het geloof. Sal U asseblief my ongeloof te hulp kom, Here? Sal U asseblief my ongeloof te hulp kom, Here? Aba Vader, Here, ek dank U vir U woord. Here, daar's soveel voorbeelde in U woord vir ons, waardeur ons as U seuns en U dogters kan leer, Here. Ons het nie nodig om maskers te dra nie, Here. Ons het werklik nie nodig om te probeer voorgee, om aan die einde van die dag mekaar te probeer beïndruk nie, Here. Al wat ons nodig het om te doen, is om eerlik met onsself en met U, wat in elk geval alles weet, te wees, Here. Ek wil vir U vanaand vra, Here, soos U op die pa gekom het, en hy erken, hy het gesê, Here, ek het geloof, maar my ongeloof, kom asseblief my ongeloof te help. Vader, U woord leer ons, dat sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Hy wie tot U kom, moet glo dat U is, en dat U is 'n beloner van die wie U soek. Here, ons gaan ons nie na U toe kom, vir wat ook al die wonder, as ons nie glo U gaan beloon, Here. Ek wil vanaand bid, Here, dat ons nie moedeloos sal word nie. Dat ons werklik soos daardie weduwee in Lukas 18 sal volhard. En dat ons nie sal moedeloos word. Maar ek vra vir U, Here, kom ons ongeloof te hulp vanaand. As jy vanaand 'n wonderwerk van God nodig het, en jy wil hê ek moet my geloof met joune verenig, want die Bybel sê waar 2 of 3 saamstem. Maar ons gaan vanaand in geloof saamstem dat God is 'n beloner van die wat ons soek. Amen. En as jy vanaand God vertrou vir 'n wonderwerk, wil ek jy moet op jou voete staan saam. Halleluja. Halleluja. En ek vra jou vanaand om jou geloof met my te verenig in 'n vaste vertroue dat God se bevrydende krag
Amen. in Stefan se lewe sal plaasvind. Here, ons dank U vanaand. You are a good Father. Halleluja. Here, die onveranderlike, dieselfde gister, dieselfde vandag, dieselfde tot in alle ewigheid is U die God wat net die beste vir U kinders wil hê, Here. En dit wat U vir ons, dit wat Adam en Eva verloor het U alles vir ons herstel deur die Seun Jesus Christus. And all over this place of worship tonight, your sons and your daughters are standing to their feet, signifying to you, God, I'm in need of a miracle. I'm in need of a miracle. En wie is die wonderwerkende God, die Here. Paulus skryf, hy sê, U roep die dinge wat nie bestaan nie, asof dit bestaan. En Here, miskien is daar vanaand iemand hier wat een of ander orgaan in hulle liggaam ontbreek. Dan dank ek U vanaand in die naam van Jesus dat U dit wat nie bestaan nie roep asof dit bestaan. And you do a creative miracle in their bodies, God. Here, vanaand is dit dalk iemand wat dalk die een been is korter as die ander been as gevolg van 'n rugprobleem of as gevolg van die feit dat ons spelwisseling in lyn is. Dan dank ek U, Here, vanaand that I can command every column, every disc, every nerve in the name of Jesus to come in alignment right now. The pelvis aligned right now in Jesus' name. En ek dank U, Here, vir die wonderwerkende krag van die Heilige Gees wat manifesteer, Here. Dalk is daar vanaand iemand hier, Here, wat 'n behoefte na werk het, of selfs na 'n beter werk het, Here. Dan dank ek U vanaand dat ons leef nie deur wat ons aanskou nie, maar ons leef deur die geloof, Here. Dan bid ek vanaand en ek sê vir U dankie, Here, dat U 'n deur maak wat daar nie 'n deur is. En bid ek vanaand, Here, vir 'n werk wat 'n goeie salaris sal betaal, Here. En 'n goeie byvoordele sal hê in die naam van Jesus. Every other miracle, Lord, I thank You tonight in the name of Jesus. I give You the glory and the honor and the praise. Elke wonderwerk, Here, kom vanaand in die naam van Jesus en manifesteer in die natuurlike tot verheerliking van U naam. Kom, gee vir die Here so 'n bietjie lof. Kom, gee vir die Here so 'n bietjie lof. Halleluja. En dit is julle kan ophou nie. Halleluja, halleluja, halleluja. Here, het die woord van die Here geniet. Jy kan die sitplekke inneem. Sonder geloof, onmoontlik om God te behaag. En hoe verkry ons hierdie geloof? Geloof kom deur die gehoor. En die gehoor deur die woord van God is die eerste bestanddeel. Die tweede bestanddeel is praat reg. En die derde bestanddeel is doen reg. Dis al 'n preek op sy eie. Ek gaan nie nou preek en ek moet nog opverander nie. Ek speel maar net. Daar's heerlike koffie en tee en koekies.